Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis hier waar ons stadiger dink, dieper kyk en ontdek hoe Jesus nie net toegewerk het nie, maar nou werk. Daar is 'n ou gesegde wat sê, as jy wil weet wie iemand dien, kyk wat in sy sak is. Dis presies die soort oomblik wat in Matteus 22 afspeel. Jesus staan in die tempel wanneer die Fariseërs en die Herodiane na hom toe kom. Twee groepe wat normaalweg verskil oor amper alles, maar wat vir een dag saamspan om Jesus vas te trek. Hulle vraag klink eenvoudig: moet ons belasting aan die keiser betaal of nie? Maar dit is nie regtig 'n vraag oor belasting nie, dit is 'n vraag oor loyaliteit. As Jesus ja antwoord, lyk dit asof hy Rome ondersteun. As hy nee antwoord, kan hy as 'n politieke rebel gearresteer word. Hulle wil hê hy moet kant kies. Maar Jesus doen iets onverwags. Hy sê, geef my 'n munt. En skielik gebeur iets ongemaklik. Een van daai Fariseërs haal 'n Romeinse denarius uit sy sak uit. Op hierdie munt was die beeld van die keiser Tiberius, saam met 'n inskripsie wat hom as die seun van die goddelike Augustus beskryf het. Nou vir baie gewone Jode was hierdie muntstuk problematies. Dit was nie net geld nie, dit was propaganda. Dit was 'n klein stuk metaal wat die mag en aansprake van Rome verkondig het. Die ironie is verstommend. Die mense wat Jesus probeer uitvang oor hulle loyaliteit aan Rome, dra self Rome se muntstukke in die tempel rond. Die muntstuk ontbloot hulle en dis die kruks van hierdie storie. Die vraag was nooit eintlik oor Jesus se loyaliteit nie. Dit was oor hulle eie. Jesus wys subtiel dat die Fariseërs baie meer verweef is met die sisteem wat hulle kritiseer as wat hulle bereid is om te erken. En skielik skuif die gesprek. Dit gaan nie meer oor belasting nie. Dit gaan oor aanbidding. Wie se beeld is op die munt, vra Jesus. Die keiser se. Gee dan aan die keiser wat aan die keiser behoort en aan God wat aan God behoort. Maar hier is die dieper vraag. As die muntstuk aan die keiser behoort omdat sy beeld daarop is, aan wie behoort jy? Want volgens Genesis 1 dra mense die beeld van God. Die munt dra die keiser se beeld. Jy dra God se beeld. Die grootste vraag in die lewe is dis nie aan watter kant is jy nie. Die grootste vraag is, aan wie behoort jy? Ons wêreld is verslaaf aan etikette. Mense wil weet in watter kamp jy staan. Hulle wil jou klassifiseer voordat hulle jou verstaan. Maar Jesus is minder geïnteresseerd in jou kamp as in jou karakter. Minder geïnteresseerd in jou groep as in jou hart. Minder geïnteresseerd in jou politieke loyaliteite as in die vraag of God werklik koning van jou lewe is. Nou by SA Gemeente glo ons is die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Nie omdat ons almal dieselfde standpunte het nie, maar omdat ons saam leer om ons identiteit in Christus te vind. Die kerk word dan nie nog 'n stam wat teen ander stamme veg nie. Dit word 'n gemeenskap van mense wat onthou wie se beeld hulle dra. Want aan die einde van die dag is die belangrikste vraag nie wat in jou sak is nie. Die belangrikste vraag is wat op jou lewe gegraveer is. En Jesus se antwoord is eenvoudig. Jy dra die beeld van God. Leef dan asof hy jou koning is. Tot môre, mooi loop.